Father God, we come before you tonight in the name of Jesus. We want to give you thanks and we want to give you praise, O God, for who you are. The Bible says that your word will not return void unto you, but it will accomplish that which you have sent it for. And I pray, O God, let your word accomplish what you have sent it for tonight. I pray, O God, that you will speak to your own people, that you will speak spoken to me in the name of Jesus. Let them see you and not me. Let them hear from you and not me. Let it be about you and not me. For thine is the kingdom and the power and the glory now and forever. In the name of Jesus. Amen. Daar's so baie wat ek graag wil sê vanaand. Daar's so baie dinge wat ek op my hart het vanaand. Maar kom ons gaan na die boek van Genesis 2 toe. Genesis chapter 2, verse 25. Kyk vir iemand en sê, get back to the garden. Say, get back to the garden. Say, get back to the garden. Hallelujah. Genesis 2, verse 25. It says, and the man and his wife were both naked and were not ashamed or embarrassed. Okay. So, wat ons sien is, in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Die hele planeet van self is 'n tuin. Op die planeet is daar water en plante en bome en diere. Soos 'n tuin. God homself is die eerste gardener. Is die eerste tuinier. Toe God sy connection maak met die mens vir die eerste keer, was dit in 'n tuin. Die laaste plek waar Jesus was, voor hy met die kruis gekom het, was in 'n tuin. So it's time to get back to the garden. The Bible said that the man and his wife were both naked and they were not ashamed or embarrassed. In die tuin is daar nie plek om skaam te wees nie. In die tuin is ons in die teenwoordigheid van ons Pa. Die tuin is God se most natural plek waar hy met die mens ontmoet. Dit is wat met die tuin is. So jy kan nie dink God gaan jou judge as jy in die tuin is nie. Jy kan nie skaam kry vir die Here as jy in die tuin is nie. Okay? So he says that the man and his wife were naked and not ashamed. Ek weet nie wat hoe mense dit in Afrikaans sê. There's a difference between being nude and being naked. To be nude is to be without clothes. It never goes beyond the physical. But to be naked is to have everything exposed. Nothing hidden or withheld. When you are in the nude, dan is jy net sonder klere. The truth is, you can't be nude and have secrets. You can't be nude and not tell your spouse everything. Yeah. So nudeness, nudity is net iets fisies. Dit eindig tot aan die oog kan sien en is klaar. The state that Adam and Eve were in, whether they were naked before God, daar was niks om weg te steek. God ken die mense gedagte. Okay, God ken die mense emosies. Daar's nergens waar die mens kan gaan maar God nie gaan sien nie. Alles lê op en bloed voor die Here met wie ons te doen is. When Adam and Eve were in the Garden of Eden, they were naked before God. That's our financial message to be naked. Kom terug na die tuin toe. To be naked before God. So nudity is really just about what you can see with the physical eye. Okay? This is why sometimes it is impossible for a man and his wife to become one. Because even though they are in the nude, they have secrets.
This is why it's impossible for us to become one with God. Because we think that God will judge us for what we think He's not ready to talk about. But ek wil vanaand vir u sê dat God moet God oral wees. Hy moet God wees oor die finansies. Hy moet God wees oor die emosies. Hy moet God wees oor die gedagte. Hy moet God wees oor die woorde. Hy moet oral God wees. Daar moet nie 'n plek is waar hy nie God is. He is God of everything or not God at all. So God is calling us back to the garden where we can come into His presence without being ashamed. Revelation chapter 2. It's amper klaar. Revelation chapter 2 from verse 2 to 5 says, I know your deeds and your toil and your patience and endurance, and that you cannot tolerate those who are evil, and have tested and critically appraised those who call themselves apostles, special messengers, personally chosen representatives of Christ, and in fact they are not, and you have found them to be liars and impostors. And you know who believe and enduring patiently are bearing up for my name's sake, that you have not grown weary of being faithful to the truth. But this charge I have against you, that you have left your first love, that you have lost the depth of the love that you first had for me. So remember the heights from which you have fallen, and repent. Change your inner self and your old way of thinking, your sinful behavior, and seek God's will, and do the works that you did at first when you first knew me. Otherwise, I will visit you and remove your lampstand from its place unless you repent. Ek glo almal hier was al verliefd. Maar daar nog niemand is daar niemand wat begin verliefd was. Amen. Ik wil niet ordineren, maar voor mij, ik wat in die 90's geboren is, ik wil niet ordineren, maar ik denk, verliefdheid was nog verliefdheid toen ik op Mixie was. Dat is wat ik denk. Kom ik zeggen van Cheryl. Cheryl is een meisje in Johannesburg, die Valley. Maar ik heb altijd mijn ma gevraagd, en onze familie in Joburg, van ik wil zo graag voor Cheryl God ontmoeten. Ik weet die waar Cheryl vandaag is. Ik weet die, als leven zij of ze dood of waar ik ken niks van Cheryl. Maar wat ik weet is, ik gevoel die is gezond. Die is moment te bizar. Toen ik met Cheryl praat op Mixie. Die was nog voor de Christen. Wat ik probeer te zeggen is, als ik van die school afkom, dan kan ik niet wachten om klaar te maken met huiswerk van de comics. En op Cheryl online. Ik kan niet wachten om die Cheryl weer te komen, want ik wil zo naar wat ik van vraag, weet je wat je dacht. Tot die dag moet ik nog met Cheryl gewoon moeten. Nou, God zei al meteen ons dat ons onze eerste liefde verloren het. En alles wordt ons actief is wat ons gebed het. You know, dat je toen je verliefd was op Jezus, toen je eerst met die kerk. Als God toen kent, is niet, want je kan niet wachten om in de eerste te praten, want je is verliefd. De Heer zei toen eerste liefde. Het ik verloor, omdat ik en jij was samen in trein geweest. Toen kon je niet wachten om mij te praten. Nou, is dit is aan mij te veel. Come back to the garden. Kom terug naar je eerste liefde toe. Als je net was verliefd is, dan praat je van mijn skattenbol.
God van die liefde. O, ek kan nie wag om dit te omhels nie. Ek kan nie wag, ek kan nie wag, ek moet kom in my skat te kom. Want hy is so lief. Hy sê, ek is die Alpha en die Omega, ek kom nie meer so nie. Ek is die oude van daar, ek is nie meer tot op dat einde. Wat gebeur is en ek en jy? Wat het hy jou gemaak? God praat in Jeremia en hy sê vir Israel, laat weet nie wat is my sonde gewees in jou, wat ek kan bekeer. Laat weet nie wat ek jou gemaak, kom terug, tyd toe. Wie ons die eerste ontmoeting. Where you were naked before me and you had no shame. Daar is dinge waaroor ons nie met die Here praat nie. Die feit van die saak is ons bid nie oor alles nie. Daar's 'n ou ding wat sê ek vertel Jesus. Ons vertel nie van Jesus alles. Because cada as jy daar dink om vir jouself van jy gaan daaroor bid nie. Jy vertel nie die Here alles nie. Ons moet terugkom met hy punt waar hy weer nommer 1 is in ons lewe. Toen ek op Mixie was, kon ek nie wag om die Cheryl uit te kom hier. Vandag is ek die Bybel hier. Because ek stel nie nog belang in wat die Here te sê het vir my in sy woord nie. Toen ek op Mixie was, kon ek nie wag om te sien wat ons gaan te sien. Ek ken nie weer die 10 gebooie nie, van ek stel nie weer belang nie. Ek onthou 'n tyd toe ek ons skrif te quoteer, soos die palm van my hand. Vandag kan ek nie onthou wat sy op myne 1:16 nie. Ek onthou dit nie, want ek stel nie belang nie. Van 10 minute is so my te veel. Ek het niks insiens nie. Ek het niks insiens nie. Maar as jy 7:30 begin, en as jy 6:30 bedien, dan sal ek nie kan maak nie, van ek kan nie record nie, en ek wil die sleep nie kom. Van ek wil die eerste liefde van die Here verloor. Jesus kom agterna. Hy seek 'n derde of 4de prioriteit in die lewe in. Maar die eerste ding wat my voor my oop maak in die oggend is TikTok. Ek wil kyk hoeveel likes het ek, ek wil kyk hoeveel notifications het ek, ek wil sien wat gaan op Instagram aan. As ek my oop maak, as ek iets hoor van die Here nie. Nee, ek wil eerst kyk, wat sê die mense van my? My eerste liefde is weg. Kom terug. Tyd toe. Get back to the garden. Daar waar ek en jy was. Die eerste keer. Voel daar op Mixie was, voel ek en jy. Voel daar op Facebook was, voel ek en jy. Kom terug. Naar die tyd toe. Van hierdie met ek teen jou. Dat jy eerste liefde van my verloor het. Daar's mense wat hulle self apostels noem. En jy kan goeie mense aangaan en korrigeer en vir hulle sê dat hulle self apostels sien. Maar jy het jou eerste liefde van my verloor. Ons judge ons mekaar se verkeer. Hallo? Ons judge mekaar se verkeer. Die Here die kom elke Sondag met dieselfde Here. Dit is 'n walk op sy kerk toe. Ons judge mekaar se verkeer. Ons judge die manier hoe die ander een bid. Hoe die ander een diens lê. Ons judge mense en sê, ja maar, sy kan nie so goed, ek is nie dit beter verkeer as jy. Ek kan nie waar te sê. Ek was in 5 jaar as vertaal op wat, ek is nie dit beter verkeer. Ons judge mekaar se verkeer. Maar die Here sê, wat is jy was nie geprest en hoe ander mense bid, hoe soos hy mense bid. Maar hy was nie, die kom terug, kom terug. Daar waar ek en jy op mekaar vir die eerste keer ontmoet het. Kom terug. Tyd toe. Get back to the garden. Ek kom agter. In elke se lewe is daar 'n tafel en daar's 'n tyd. Daar's 'n tafel en daar's 'n tyd. Jesus sit aan tafel met sy disciples. En hy's baie confident in homself.
confident as hy by die tafel is. David sê, U berei 'n tafel vir my in die teenwoordigheid van my teestanders. Wanneer ek by die tafel is daar baie confidence. Jesus is by die tafel en hy sê, ek is die ware wynstok. Bly in my, soos ek in julle. Hy is by die tafel. Hy is baie confident. Maar hy kom by die tuin. En toe hy by die tuin kom, toe sê hy, Here, hier is 'n bitterbeker. Is daar nie 'n manier hoe ek hierdie bitterbeker verbreken kan dat gaan nie? Daar's vulnerability by die tuin. Sy kan hoe sterk as by die tafel. Hier by die tuin is daar vulnerability teen Here. Ek weet nie hoe weet ek het nie. Hier by die tuin is vulnerability. Here, ek is jaloers op my broer. Here, ek is jaloers op my suster. Here, ek kan het nie vat dat sy nie mekaar het nie. Ek kan het nie vat nie. Hier by die tuin is vulnerability. Kom terug na die tuin toe. Sy kan hoe sterk as by die tafel. Die Here roep ons vanaand terug na die tuin toe. Get back to the garden. Dis my laaste skrif, as ek klaar het doen. Kom na vore asseblief. 2 Timothy chapter 3 from verse 1 to 5. But understand this, that in the last days, dangerous times of great distress and trouble will come, and difficult days that will be too hard to bear. For people will be lovers of themselves, narcissistic and self-focused. They will be lovers of money, impelled by greed, boastful and arrogant, revilers and disobedience to parents, ungrateful, unholy and profane, and they will be unloving, devoid of human affection, callous and inhumane, irreconcilable, malicious gossips, devoid of self-control, brutal, haters of good, traitors, reckless, conceited, lovers of sensual pleasure rather than lovers of God, holding to a form of outward godliness, although they have denied its power, for their conduct nullifies their claim of faith. Avoid such people and keep far away from them. Jeroen, lees in Afrikaans asseblief. Maar weet dit, dat daar met die laaste dag swarte is sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaard, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onverzoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwant, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Ons. Meer liefhebbers van genot as van God. Dit wat ons vandag is. As die kerkie lekker is, jy gaan ook verder lees. As die kerkie lekker is, dan is die gevoeligheid van die Here nie daar. As die keelplein nie opdaag, dan is daar nie 'n salwing nie. Ken ook nie die stories? Daar's sekere mense wat net die gees van as priesters. Ek weet nie, toe daar nie iemand was, waar het gebeur in die dag van Adam, ek ken nie. Maar hy, omdat ek nie gezien. En het so is. Halleluja. Vrees in de naam van Jesus. Van nog een keer het lekker van naastdienst. Liefhebbers van genot. Die was 'n gebedslewe klinkie so striks hoor. Hallo. 'n Gebedslewe klinkie so striks. Ons nodig nie die striks om te praat en tale nie. Ek het dit geen striks nie, maar ek sê maar net ons kan nie meer lief is vir genot as
God nie. Lees dit Jeroen. Mense wat 'n gedagte van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Keer jou ook van hierdie mense af. Die gedagte van godsaligheid. En ander woorde, solank dit mooi lyk buitekant, lyk ek bekeer. Maar niemand sien hoe gaan het in die binnekamer nie. Die hem is so stikkend soos iemand se gebedslewe. Niemand sien hoe gaan dit binnekant nie. Niemand sien dat ek geen gebedslewe het nie. Ek gaan my eie broer skelm mis. Niemand sien dit nie. Vanuit die gedagte van godsaligheid. My sonde steek die heiligheid weg. Ek hoef vir iemand vandag sê, God akkommodeer nie sonde. God akkommodeer nie sonde nie. As ek 'n dag aan het, dan lyk ek so mooi. Maar binnekant is ek vlot en stikkend. Binnekant is ek 'n vlot appel. Binnekant is ek 'n vlot eier. Ek lyk soos iemand wat die Here dien. Van my oefen was om in tale te praat. Ek lyk of ek die Here dien, maar binnekant, is ek ver van die Here af. Sê my kinders, hoe is dit dan so, man van die Here, dat jy van al die jare in die kerk speel, as 'n musikant, maar die Here praat nooit met jou in die binnekamer nie. Jy weet presies wat om komende wanneer te druk. Jy weet presies hoe om te sing, en wanneer om die draai te maak in jou stem. Jy kan 'n goeie performance opsit hier op die stage, maar die Here praat nooit met jou oor bitterheid en trots en onvergifnis en die vrug van die vlees nie. Ons kom nooit daaruit nie. Daar nog mense wat nog kwaad raak om met ander mense te poster as en hulle is nie op nie. Die gedagte van godsaligheid. Hoe is dit dan so dat ek jaloers raak as ander mense invites kry kaart toe? As ander mense invites kry jy wil meer toe en nie ek. Die mense sien nie mos nie. Die mense sien nie wie ek is nie. Einde wil ek meegaan. Dan wie waar te praat, einde wil meegaan. Nee, ek sê om in die kruis te soek. Om die waar te praat, einde wil meegaan. En hy die meeste followers. Om die waar te praat, einde wil meegaan. Daar is 'n groot gedagte aan godsaligheid. Ons het nie die vrug van die Gees. Ons het nie gebedslewe nie. Noag was dronk en het van die Here afgehoor. Okay, ek sê Noag was dronk, maar hy het van die Here afgehoor. Toe Hosea 'n vrou soek, toe gee die Here hom 'n vrou. En ek wat nou, as ek Hosea se vriend was, dan het ek getwyfel of die man reg van die Here afgehoor het, because die Here nie verwees het, sê ek moet so vrou kry. Soos hy van Hosea. So ons judge mekaar se verkeering en ons judge of ander mense van die Here afhoor. Maar sê my suster, wat het dit nie gevraag? Sê my man van die Here, oor wat praat die Here met jou deesdae? Sê my bietjie, wat gaan in jou binnekamer aan? Of gaan dit net vir jou oor hoe die mense jou sien? Gaan dit net vir jou oor jou title? As ons jou sê, jy is pastoor, dan sê jy correction, ek is 'n bishop. Ek is nie 'n pastoor nie. As ons jou kan sê oor die nuwe ding, mooi so wat jy ander dan sê, ja, hy toog is wat gekos daarby so plek. Because ons gaan oor die appearance, maar binnekant is ons stikkend. Dierbares, kom terug na die tyd toe, vir ons weer met die Here kan connect. Mag die Here u seën.